In hierdie week is ek besig met die Here en terwyl ek met hom besig is, kom die Heilige Gees en hy lê dit op my hart vanmôre om met u te deel hoe slinks die vyand is in ons lewens. Hoe slinks die vyand te werke gaan in ons lewens om ons te vernietig. Stelselmatig, dag vir dag, sonder dat ons dit eers agterkom. Ek is hier besig om die boek van Johannes te lees en in die boek van Johannes kom ek agter dat u en ek, die kind van die Here, het 'n vyand wat jou haat met 'n passie. U en ek, kind van die Here, het 'n vyand wat ons wil vernietig om elke hoek en draai wanneer hy die geleentheid of die kans gaan kry om dit te doen. En ek wil begin vanmôre deur om u 'n verhaaltjie te vertel. Is meer 'n storie wat ek wil u vertel van 'n skaapboer wat een oggend toe hy na sy skaapkudde omgesien het, agtergekom het dat daar baie groot fout was in sy skaapboerdery. Nou van die eerste oogopslag af het dit gelyk asof daar niks verkeerd was nie. Die krale het nie gate ingehaat nie. Daar was nie van die draad stikkend gewees nie. Daar was nie 'n hek wat oopgestaan het nie. Alles was netjies, baie mooi toegewees. Maar toe hy nader begin ondersoek instel, want jy sien hy het agtergekom, iets lyk nie vir hom lekker nie. En toe hy nader begin ondersoek instel, toe kom hy agter dat daar van sy kosbare kudde weg is. En soos hy ondersoek instel, kom hy agter dat daar geen groot skaap weg is nie. Dis nie die grootes wat weg is nie. Jy sien, want sou van die grootes weg gewees het, dadelik sou hy dit lankal agtergekom het. Dis nie die groot kudde in hierdie skaapboer wat weggeraak het nie. Toe hy nader begin ondersoek instel, toe kom hy agter dis van die kosbare lammetjies wat weg is. Daardie kosbare kudde wat môre se aanteelkudde is. Daardie kosbare lammetjies wat môre se groot skape moet wees. En hy begin ondersoek instel, eintlik al te laat. Hy sien hy het al klaar groot skade gely, hy het groot verlies gely alreeds. En hy begin ondersoek instel en hy kom agter dat in hierdie kraal is daar eenetjie weg. En in die volgende kraal is daar tweeetjies weg. En soos hy aanbeweeg het van kraal na kraal het hy agtergekom, daar's 1, 2, 3 daar weg en daar's 4 weg. En soos ek sê, reeds te laat. Jy sien iemand wat hierdie boer se vyand was en hom goed dopgehou het. Hy het sy doen en late bestudeer en elke beweging van hierdie boer goed geken, wou hom vernietig. Hierdie boer het 'n vyand gehad wat hom wil vernietig. En hy het gegaan en hy het hom bestudeer, elke beweging wat hy gemaak het hy dopgehou. Hy het later aan hierdie skaapboer beter geken as wat hy hom amper self geken het. Hy het geweet wanneer hy beweeg. Hy het geweet in watter rigting hy beweeg. En toe hy gereed was, het hy stilletjies in die donker aande gekom, want hy het geweet hierdie boer is nie op sy hoede op sekere tye nie. Hy het geweet hy is nie by die huis op sekere tye nie. Hy het in die donker nag gekom en hy het van daardie kudde van hom gesteel en seker by sy eie kudde bygevoeg, want hy wou hom vernietig.
En toe hierdie skaapboer uiteindelik agterkom dat hy het groot verlies en groot skade gelei, wil ek vanmôre vir u sê, was dit alreeds amper te laat om te herstel van hierdie diefstal. Broer en suster, dis nou presies ook hoe die vyand, my en jou vyand vanmôre, die Satan, in ons as kinders van die Here se lewens opereer. Hy kom nie altyd met hierdie groot lawaai en chaos nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, hy kom soos 'n dief in die nag, want hy slink soos 'n jakkals. Hy kom nie altyd met hierdie groot lawaai nie, nee. Hy kom wanneer jy nie op jou hoede is nie. Hy kom wanneer jy nie waaksaam is nie, want hy het jou bestudeer. Hy ken jou ingaan en jou uitgaan, want hy het baie tyd op sy hande, want jy is sy vyand. Hy wil jou vernietig. So hy kom wanneer jy nie op jou hoede is nie. En hy kom steel by jou. Eendag steel hy so 'n bietjie van jou vrede, en in 'n ander tyd steel hy so 'n bietjie van jou vreugde, en later aan steel hy so 'n bietjie van jou autoriteit, en later so 'n bietjie van jou vrymoedigheid, en dan op die einde van die dag steel hy daardie grootte waarna hy agter is, en dit is jou geloof. Want geloof is waarop ek en jy as kind van die Here staat maak. Dis geloof wat ons oorwinning gee in ons goeie herder Jesus Christus. Jy sien, hy kom steel eers jou vrede. Jy voel, Here, ek het nie meer blydskap in my lewe nie. Dan kom steel hy jou vreugde. En dan kom steel hy jou autoriteit. Jy het nie eers meer krag nie, jy weet nie eers meer hoe om te bid nie, want nou bid jy, maar jy voel, ag Here, ek is so ver van U. Want hy kom steel by jou. Dan steel hy jou vrymoedigheid. Ag Here, ek kan nie eens meer opstaan en vir my broer of my suster iets sê, God is goed nie, want hy het dit by my gesteel. Hy het so by my gesteel dat ek nader aan dink, die Here, dis U wat my straf. Weet jy dit? Weet U dit? En dan sy agter die groot een aan, want wanneer hy jou geloof gesteel het, is jy arm en beklaanswaardig in die gees. Dan het jy alle hoop laat vaar. En baie mense besef eers later in hulle lewens dat daar iets kosbaar by hulle gesteel is. Baie kinders van die Here kom eers later agter, maar hy het iets by my gesteel. Hy het my vrymoedigheid gesteel. Hy het my blydskap gesteel. Ek kom eers later agter, ek het nie meer daardie blydskap in my hart wat ek altyd gehad het om met mense te gesels oor die evangelie van Jesus nie. Want hy het dit kom steel by jou. As u die woord saamgebring het, gaan ek vir u vra, kom ons lees saam uit die boek van Johannes, uit hoofstuk 10 uit, van vers 10 tot en met vers 11. Die boek van Johannes, hoofstuk 10, vers 11. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Ek herhaal vers 10. Jesus sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê.
Ek wil vanmôre vir u sê, my broer en suster, Jesus, ons goeie herder, kom en hy waarsku ons in hierdie woorde in die boek van Johannes, hy waarsku ons dat daar 'n vyand is wat by jou wil steel. Hy wil vernietig. Hy wil verwoes. Want hy haat jou. En ek wil vanmôre vir jou sê, ons vyand, en jy moet mooi hoor wat ek vanmôre vir jou sê, ons vyand kom nie net, en hy kom steel nie net jou geld nie. Hy kom steel nie net jou aardse besittings nie, nee. Hy's agter baie meer aan as dit. Hy's agter baie meer kosbaarhede in jou lewe aan as dit. Want geld beteken vir hom niks. En jou aardse besittings beteken niks, want dis juis waarmee hy die mense vang. Dis juis waarmee hy die mense bind. Hy wil nie jou geldjies by jou kom steel nie, of hy wil nie jou aardse besittings by jou steel nie. Hy's agter baie kosbaarder dinge in jou lewe aan as dit. Hy's agter jou lewe aan. Hy's agter jou huwelik aan. Hy's agter jou kinders aan. Hy wil jou ruïneer. Hy wil jou vernietig. Hy soek nie jou aardse goedjies nie. Hy soek jou lewe. Hy wil jou huwelik vernietig en hy wil jou kinders vernietig. Hy steel dinge wat baie dieper geestelik lê in ons lewe, broer en suster. Hy steel baie dieper as die wêreldse goed. Hy steel so bietjie elke dag van jou vrede. Voordat ek vanmôre vir jou sê, en later aan kom jy agter, ek slaap nie meer in die nag nie. Later aan kom jy agter, ek slaap nie meer so rustig in die nag nie, ek lê en rondrol. Hoekom? Wat het gebeur in my lewe? Omdat hy jou vrede gesteel het. Nie op een slag nie, maar oor 'n tydperk. Alles is ewe skielik nie meer reg in jou lewe nie. Jy's geïrriteerd en alles loop verkeerd. Weet jy dit? Kan jy saam met my stem vanmôre? Daar's sulke tye in ons lewens wat ons net voel, kyk man, die waad nou van die wiel afgeval. Ergens het iets gebeur, ek is ietsie grimmig en ek is meerig en ek weet nie wat aangaan nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, hy het by jou kom steel. Hy het by jou kom steel. Hy steel jou vreugde soveel so, dat dinge wat jou vroeër laat lag het, laat glimlag het, laat bly word het, beteken niks nie. En wanneer dit die geval is in jou lewe vandag, wanneer jy nie meer daardie vreugde het oor dinge wat jy altyd gehad het, wil ek vanmôre vir jou sê, hy het by jou gesteel. Sien dit vir wat dit is, hy het by jou gesteel. Want hy's agter jou aan, hy wil jou vernietig. Hy wil jou verwoes. Ek wil vanmôre vir jou sê, die vyand kom steel, en slag, en verwoes, op baie verskillende maniere, broer en suster. Hy het baie maniere hoe hy dit doen. Baie. En as ons regtig daarop ingaan, gaan ons hier sit tot 6 uur vanaand toe. Daar's soveel verskillende maniere hoe hy by jou kom steel, slag en verwoes. Hy kom en hy vang jong mense, hy kom vernietig jong mense se lewens, hy kom vernietig verhoudings tussen vriende, familie. Hy kom steel, want hy vang mense met verslawings. Hy vang mense met verslawings aan pille, pynpille, grandpas, noem dit wat dit is. Hy kom en hy vang mense met dwelms.
Jong mense, vang hy met dwelms. Ek wil vir julle sê, as jy 'n kind het wat met dwelms sukkel, wil ek vandag vir jou sê, dis nie net daai kind se lewe wat jy sien, besig is om gebind en vernietig te word nie. Dis daai hele huisgesin wat uitmekaar uitval van die hartseer, die trauma en die pyn. Hy kom vang mense met die verslawing van pornografie. Weet jy hoeveel keer moet ek luister, pastoor, ek was besig om op te soek, sommer net iets vir my taak, want ek wil opsoek en dan ewe skielik, daai jong man is besig om iets op te soek vir 'n taak. En skielik kom daar goed op daai skerm, wat nie vir hom bedoel is nie. Ek wil vir jou sê, die menslike brein is so wonderlik geskape, dat daai brein dit so vinnig inneem. En die algoritme, die slinksheid van die vyand, kom oor 'n môre en hy gooi weer daardie beeld. En ek wil vandag vir jou sê, nie te lank nie, nie te kort nie, dan begin daai jong man vasgevang raak in daai beelde. En dan is jy gevang en jy's gebind. Sosiale media. Ek is verbuisterd om te hoor hoeveel mense op sosiale media tussen die ouderdom van 12 en 16 jaar verslaaf is aan sosiale media. Soveel so dat hulle hele lewe rondom dit draai. Daar's van hulle wat nie 5 nette kan gaan sonder dat hy nie iets moes lees of iets moes post nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy's gevang. Die duiwel het jou gevang. As jy langer op sosiale media is as wat jy moet wees, of jy's langer op sosiale media as iets wat jy wil gaan studeer of gaan kyk of gaan soek, dan wil ek vir jou vanmôre sê, gaan kyk, hy het jou gevang. Jy's gevang. Ek wil vanmôre vir jou sê, hy kom vernietig families, want hy haat 'n eenheid in 'n gesin. Hy kan nie 'n eenheid in 'n gesin hanteer waar 'n vader, 'n moeder en kinders in eenheid met God lewe nie. Dis die grootste dryfveer vir hom om te vernietig. As ek vanmôre op 'n toon trap, vergewe my, ek gee vir u vanmôre die harde woord van die Here vanmôre. Ek het in my lewe gesien hoe 'n drankverslawing families uitmekaar uitskeer, eers die werk wat verloor word, dan die huis wat verloor word, en op die einde van die dag die hele familie wat verloor word. En dis die harde waarheid vanmôre. Jy sien, want eers het hy iemand in daardie gesin gevang met drank. Daardie drank het vernietig. En baie keer dan, wanneer daardie persoon wat met daardie verslawing sit, agterkom, hy magtig, ek het 'n probleem, dis al amper te laat vir my, wil ek vanmôre vir u sê, het hy jou gevang. Want hy kom vernietig, nie net jou lewe nie, maar jou gesin se lewe ook. Ek wil vanmôre vir u sê, dit begin onskuldig by die werk. Dit begin onskuldig by die werk met 'n werkskollega. Dis 'n grappie hier en dis 'n grappie daar en dis 'n oor hier en dis 'n oor daar. En kort voor lank vang hy jou in 'n web van egbreek. Kort voor lank doen jy iets wat jou in die aande laat wakker rol, want jou vrede is gesteel, want iets in jou lewe het jy gedoen wat jy nooit moes doen nie. En ek wil vanmôre vir u sê, die harde waarheid is baie huwelike en baie gesinne is nie sterk genoeg om so skok deur te staan nie. Hy het gekom steel, want hy wil jou huwelik en hy wil jou kinders vernietig daardeur. Weet jy hoeveel mense leef vandag met depressie?
Ek was 12 jaar terug, soveel so dat ek my eie lewe wou neem op my rusbank een middag. Omdat hy my gevang het met 'n leuen dat ek nie goed genoeg is vir God nie. Dat God nie belangstel in my nie, want ek is 'n vuil ou sondaar. Weet jy hoeveel mense leef met depressie vandag? Omdat die vyand hulle gevang het en gebind het. Hy kom steel mense se identiteit. Hy kom steel mense se identiteit soveel so, dat hulle nie eers meer later weet wat 'n geslag hulle is nie. Weet u dit? Jy is so gevang, dat jy nie eers meer weet wie en wat God jou geskaap het om te wees nie. Jy is so ver van daardie goeie herder se stem af, omdat jy so gevang is, dat jy nie eers meer weet wie jy is nie. Jy sien dit vandag meer en meer. En ek praat vanmôre harde woorde. Ek praat vanmôre harde, ware woorde wat in die samelewing en in die wêreld gebeur. Ek praat vanmôre want ek wil hê u moet besef dat jy te vyand. Ek praat vanmôre want ek wil hê jy moet besef daar's 'n vyand wat jou wil verwoes. Hy wil jou gesin verwoes. Hy wil jou lewe verwoes. So wees waaksaam, my broer en suster, wees altyd op jou hoede, want die teenstander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet waaksaam wees, want as jy nie gaan nie, gaan hy vir jou verslind. 1 Petrus 5 verse 8. Hom moet julle standvastig teenstaan in die geloof. Hom moet jy standvastig teenstaan in die geloof. Hoekom in die geloof? Want hy wil jou geloof steel. En as hy jou geloof gesteel het, hoe gaan jy standvastig vasstaan? Weet jy wat is hartseer vanmôre? Die hartseer ding vanmôre is die vyand het 10 teen 1 iets uit jou lewe gesteel wat God eintlik vir jou bedoel het. Want God het 'n lewe in oorvloed vir jou, my broer en suster. En as ek praat vanmôre van oorvloed, hou op om te dink, maar ek het nog nie die geldjies gekry wat die oorvloed is nie. Dis nie oorvloed nie. Die oorvloed van die Here is om in 'n huisgesin te lewe waar liefde is, waar vrede is en vreugde is. Dis die oorvloed van die Here, en dis wat die vyand wil kom steel. Ek het gekom dat jy die lewe kan hê in oorvloed. Maar wanneer ons gedagtes nog steeds op die aardse goed is, wil ek vandag vir jou sê, is jy gebind. Want die oorvloed van die Here is 'n huislike gesin met liefde, vrede, verdraagsaamheid. Dis die oorvloed van die Here. En hy het iets 10 teen 1 wat die Here vir jou bedoel het, al lank al uit jou lewe uitgesteel. As ek 'n rand gehad het vir elke keer wat iemand vir my gesê het, pastoor, weet jy, daai ou, het jy hom al gehoor praat? Het jy daai ou al gehoor praat? Sê ek het hom gehoor praat. Sê daai ou moes 'n prediker gewees het. Weet jy dat hy 10 teen 1 'n prediker moes gewees het, maar eers het die Satan by hom gesteel. En hy het nie daardie prediker geword nie. Die gawe en die talent lê daar, maar hy het iets anders geword. Weet jy hoekom? Want daar's by hom gesteel. Daai ou moes 'n evangelis geword het. Hoekom?
Maar ergens het iemand sy vrymoedigheid gesteel. En nou kan hy nie daar die evangelis wees nie. Ergens moes iemand in 'n orkes gespeel het, want hy het die talent om dit te doen. Maar hy doen dit nie, want die vyand het by hom gesteel. God het vir my en vir u elkeen iets gegee. En as jy nie daarin voldoen vandag nie, het die vyand dit by jou gesteel, want hy weet dit sou tot eer van die Here gewees het. Hier is die goeie nuus vir môre. Hier is die goeie nuus vir môre, wat ons is besig met die blye boodskap. Daar is goeie nuus vir môre, broer en suster. Jesus is ons goeie herder. Jesus Christus is aan jou kant. Maar maak seker dat jy sy stem hoor. Maak seker dat jy sy stem hoor. Wanneer daardie goeie herder daar uitroep, wil ek vanmôre vir jou sê, maak seker dat jy die regte herder se stem hoor. Want as jy die verkeerde herder se stem hoor, gaan jy nie eers weet wie jy is nie. Jesus sê, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê in oorvloed, want hy is die goeie herder. Hy het gekom om te herstel wat by jou gesteel is. Die woord van die Here kom en hy sê vir my, ek herstel. In die boek van Joël, hoofstuk 2, verse 25, sê God, ek sal vir julle vergoed vir die jare wat die springkan opgeëet het. God sal jou vergoed, broer en suster, kom net weer by die goeie herder uit. Hy sal jou vergoed vir dit wat by jou gesteel is. Want sy seun Jesus Christus het kom herstel. Hy sal herstel jou vrede in jou hart. Maar die vrede wat die vyand by jou gesteel het, wil ek vanmôre vir jou sê, die goeie herder sal kom herstel. Hy sal daardie vrede vir jou terugbring. Hy sal kom herstel daardie verslawing wat jy het. Maar kom net by die goeie herder uit. Daardie verslawing, wat dit ook al is, bring dit net vir die goeie herder. Hy wil herstel. Hy wil herstel van daardie depressie, wat jou vrede en jou vreugde gesteel het. Kom net by die goeie herder uit. Hy wil dit vir jou herstel. Hy wil herstel jou familie. Wanneer die ernstig, so ernstig agtergekom het, amper te laat, dat hy by my gesteel het en my familie ly daaronder, wil ek vanmôre vir jou sê, gaan na die goeie herder toe, want hy wil dit vir jou herstel. Gaan gee jou laste vanmôre en jou bekommernisse vanmôre vir die goeie herder, Jesus Christus, want hy wil herstel. Hy het gekom om jou lewe te gee. Hy het gekom om jou oorvloed te gee. Hy wil herstel wat by jou gesteel is, wil hy vir jou teruggee, broer en suster. Hy wil herstel jou geloof, as jy vanmôre hier sit en jou geloof het gewankel, soveel so, omdat die vyand al so lank by jou steel, sonder dat jy dit eintlik agterkom. En op een dag kom jy agter, maar ek het nie meer geloof nie. Ek glo nie eers meer wanneer ek bid nie. Wil ek vanmôre vir jou sê, vat dit na die goeie herder toe, want hy wil dit herstel. Vat jou verhoudinge na die goeie herder toe. Hy wil dit herstel. Hoor gou mooi wat ek vandag vir jou sê, my broer en suster. Wat die vyand alles by jou al gesteel het, is nie vir altyd verlore nie. Hoor dat ek jou vanmôre sê, dit wat hy by jou gesteel het, is nie vir jou verlore nie. As jy gaan toelaat dat Jesus dit aanraak, gaan hy vir jou teruggee. Maar jy moet dit doen, sodat jy by Jesus kan uitkom. Jy moet dit doen, jy moet dit vir Jesus kom gee, jy moet jou laste vir hom gee, en jy moet op Jesus vertrou, dat hy dit vir jou sal herstel. Want hy wil herstel.
Die vyand kan steel, maar hoor mooi, hy kan nie hou wat Jesus teruggeneem het. Hy kan jou vrede kom steel, maar ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer jy na Jesus toe gaan en Jesus gee daai vrede vir jou terug, kan die vyand dit nie meer hou nie. Jy het daai vrede terug. Hy kan nie hou wat hy by jou gesteel het nie, want Jesus kom vat dit terug. Waar Jesus inkom, kom herstel. Nuwe hoop en nuwe lewe. Waar die goeie herder inkom, is daar herstelling in jou lewe. Daar's nuwe hoop wat inkom. Alles is nie verby nie. Partykeer steel die ou vyand so by ons, soveel so dat ons nie eers meer ons vrymoedigheid het om terug te gaan na die Here en te sê, Here, ek het gesondig. Hy het so by my gesteel en ek het 'n fout gemaak. Soveel so. Ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer jy by die goeie herder uitkom, gee hy vir jou daardie nuwe hoop en nuwe lewe deur te herstel in jou lewe. Broer en suster, kom ons wees waaksaam en moenie toelaat dat hy verder by jou steel nie. Kom ons wees waaksaam. Die woord van die Here sê vir my, wees waaksaam. Pas op, julle teenstander loop rond soos 'n brullende leeu. Wees waaksaam. Kom ons wees waaksaam in ons huwelike. Kom ons wees waaksaam in ons geestelike lewens. Kom ons wees waaksaam in ons blydskap. Dat hy nie ons blydskap by ons ook afrokkel en steel nie. Kom ons vra die goeie herder Jesus om saam met ons te gaan. Om te gaan terugneem wat die vyand by jou gesteel het. Jy's 'n koningskind. Jou pa's die koning. Ek wil vanmôre vir jou sê, gaan vat terug wat die vyand by jou gesteel het. Vat die goeie herder saam met jou, moet nooit alleen probeer gaan nie. Vat Jesus Christus saam met jou. Jy gaan sê, Here, ek gaan vandag na die vyand toe en ek gaan terugvat wat hy by my gesteel het. As hy my vrede gesteel het, gaan vat dit terug. As hy iets uit jou huwelik gesteel het, gaan vat dit terug. As hy iets in jou menseverhoudings gesteel het, gaan vat dit terug. As hy jou vrymoedigheid gaan steel het, gaan vat dit terug. As hy jou liefde gesteel het, gaan vat dit terug. En as hy jou geloof gesteel het, gaan vat dit terug. Want Jesus, die goeie herder, het gekom, sodat jy lewe kan hê in oorvloed. Gaan vat terug wat die Satan by jou gesteel het. Daar's 'n ou koortjie wat ons sing. I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Ek wil vandag vir jou sê, my broer en suster, as daar iets is wat jy vandag hier sit, wat jy weet die vyand by jou gesteel het, gaan vat dit terug in die autoriteit, in die naam van Jesus Christus. Vat hom saam, vat hom aan die hand, sê Here, kom saam met my, want vandag vat ek terug wat die vyand by my gesteel het. Amen. Prys die Here.